vrymoedigheid geneem het om uit te kom. Ons kan nooit genoeg vir mekaar bid nie. Julle die name gehoor, julle die persone gesien, asseblief, soos wat ons uit mekaar uitgaan vandag later, en jy het jou stilte tyd en jou gebedstyd deur die week, asseblief, onthou hierdie gesigte, onthou hierdie persone, en dra hulle ook aan die Here op. Baie dankie. Nou ja, ons draai na die woord van die Here, en soos wat ek vroeër ook genoem het vanoggend, het ons verlede week begin met 'n nuwe reeks. Daardie reeks se naam is Sy liefde deur ons, en dit gaan alles oor compassion, genade te betoon aan ander mense, ontferming en deernis en meegevoel. Nou, soos wat ek gehoor het daar by Noordkampus, dis 'n baie jonger gemeente, so toe die pastoor daai woorde gebruik soos ontferming en deernis en meegevoel, het die meeste van die jong mense nie 'n klou gehad waarvan hy praat nie. Dus daarom is ons mense so 'n bietjie ouer, so ek is seker julle verstaan presies, julle ken daardie woorde, ons het met dit groot geword, ons verstaan, ons het goeie Afrikaans, meegevoel, deernis en ontferming. Compassion, dit is waaroor ons gesels. En ons het verlede week begin, en ons het vir mekaar gesê, dat ware ontferming kom van God af. Hy is die bron van compassion. En as jy compassion wil beleef in jou lewe, gaan na die Here toe. Want hy is die een wat vir jou ware compassion kan gee. Al hoe ons waarlik ontferming kan ken en dit deel kan hê van ons lewe, is as ons by die Here uitkom. Ongelukkig vir baie mense in die samelewing, in die wêreld, is daar hierdie ervaring dat compassion altyd kom met 'n kondisie. Daar's eers iets wat ek moet doen voor ek dit kan kry. Of as iemand dit vir my gegee het, moet ek dit vir hulle kan terugbetaal. Maar wanneer ons kyk na God se ontferming, is dit nie hoe dit werk nie. Dit is ongekondisioneerd. God gee die ontferming, want hy is ontferming, en hy sien ons raak in ons totaliteit. Hy ken ons diepste wese bo almal. Niemand kan werklik raak sien en verstaan wat in die hart van 'n mens aangaan, behalwe God self nie, en hy sien dit raak en hy het compassion. Is dit nie wonderlik nie? Nee? Ons het ook genoem dat Jesus se bediening geken was aan deernis en meegevoel, dat toe hy mense raak gesien het, het hy hulle jammer gekry, nee? Toe hy die crowd gesien het, wat soos 'n kudde was sonder 'n herder, en hulle was honger, het sy ingewande gedraai, en hy het hulle jammer gekry, en hy het 'n wonderwerk verrig om vir almal te kan kos gee. Gedurig deur sien ons hoe Jesus se bediening nie net gemerk was deur deernis nie, maar dit was ook 'n bediening wat gedryf was deur deernis. God is die bron van compassion. En ons het ook vir mekaar gesê dat God vir ons compassion het, en omdat hy vir ons compassion het, word ons ook mense van compassion. Omdat die Here hom oor my ontferm het, en ek sy goedheid en sy genade beleef het in my lewe, en dit 'n verandering in my lewe gebring het, is dit nou iets wat ek nie net meer vir myself hou nie, maar ek hanteer ook ander mense met dieselfde deernis, meegevoel en ontferming. So dit is iets wat ons lewe impakteer, wat van God afkom, dit is iets wat ons transformeer, en dit is ook iets wat ons uitleef na ander mense. Ek het die woorde ook gesê, dat compassion sluit jou hart oop. En compassion sit jou hande in aksie. Wanneer jy ontferming het en deernis het vir ander mense, maak dit jou hart oop om te gee, en dit maak jou hand bereid, en dit maak jou hand oop om te kan gee. Wanneer ek praat van gee,
bedoel ek nie net om vir 'n behoeftige persoon geld te gee, of om vir 'n behoeftige persoon kos te gee nie. Dit gaan verder as dit. Wanneer ons praat van ontferming en compassion, bedoel ons nie net 'n voedingsskema vir arme mense nie. Ek het genoem ook, charity begins at home, né? En ons het daai versie gelees in Petrus wat sê dat die oordeel begin ook by die huis van God. So compassion lyk ook 'n bietjie anders wanneer ons dit begin toepas in ons huise en ons begin dit toepas in die gemeente. Wanneer ons nagmaal gebruik, moet ons eers versoen met ons broers en seker maak ons is versoen met alle mense voordat ons die nagmaal gebruik. As ons mense van compassion is, kan ons nie ook rassiste wees nie, nê. Ons het dit ook vir mekaar gesê verlede week. Ons kan nie mense verskillend hanteer weens sosio-ekonomiese omstandighede, of velkleur, of status, of al daardie tipe van goed nie, want God onderskei nie in dit wanneer dit kom by sy genade en compassion nie. Inteendeel, Jesus het gesê in Matteus hoofstuk 6, julle moet leer om julle vyande ook lief te hê. So, dis nou maar net so 'n vinnige oorsig van verlede week, net om almal op dieselfde bladsy te kry, en dan gaan ons nou vandag verder met ons volgende skrifgedeelte wat ook die ruggraat vorm van hierdie reeks. Ons eerste skrifgedeelte is 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 waar Paulus aan die gemeente in Korinthe skryf en hy sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. Daar sien ons, God is die bron. In die volgende vers sê, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Wonderlike skrifgedeelte. En daarmee wil ek net noem, jou pyn word jou getuienis. Jou wond word jou getuienis. Daar sê dit, God het ons in ons verdrukking vertroos, sodat ons ander wat in dieselfde probleem sit, in dieselfde verdrukkinge is, kan troos. Ek sê altyd, dit is moeilik om iemand op 'n pad te lei wat jy nog nie self gestap het nie. Maar as jy daai pad self gestap het, kan jy iemand baie meer effektief lei op daai pad as hulle nog nie daai pad gestap het nie. Was dit noodwendig aangenaam toe jy daai pad gestap het? Nee, dit was dalk 'n moeilike pad. Jy het deur hom gekom, jy het God se vertroosting beleef, God het jou gehelp, jy het aan die ander kant uitgekom, jy het iets geleer van die Here. Dit was nie vir jou maklik nie. Nou sê Paulus vir ons, omdat God jou op daai pad begelei het, en jy het hier aan die ander kant uitgekom en jy is genees, en jy is getransformeer, en jy het 'n nuwe openbaring van die Here, nou kan jy teruggaan, en jy kan iemand wat op die beginpunt van daai selfe pad staan, metafories gesproke aan die hand vat, en saam met hom daardie pad stap. Want God het ontferming oor jou gehad, en nou bied jy daai selfde ontferming vir 'n ander persoon. Beautiful, né? Blessed to be a blessing. Gered om gebruik te word. Gered om gestuur te word. Gered om 'n verskil te maak. Moenie dat jou wonde jou identiteit bepaal nie. Amen. Moenie dat jou wonde jou inperk om iets vir die Here te doen nie. Daardie wonde maak nou nie saak wie of wat dit toegedien het en hoe dit gebeur het nie, dit het gebeur. Maar selfs dit in die hand van die Here word 'n kragtige wapen. Amen. Vir die koninkryk van die Here, 'n goeie wapen. Jou wond word jou wapen.
Jou wond word jou getuienis. Moet dit nie downplay nie. Bid tot die Here en sê vir die Here, Here, ek stel ook my hurt, my pyn, my wonde aan U beskikbaar. Gebruik dit ook om ander mense te seën. Amen. Kan ons op daai plek kom as kinders van die Here? Kan ons op daai plek kom in ons verhouding met die Here, waar ons selfs super rou is oor ons seer, dit blootstel voor die Here en sê, Here, hierdie, dis nie vir my lekker nie, dit was nie vir my lekker nie. Here, kom gebruik hierdie ook. Laat my 'n getuie wees. Laat my 'n hulp wees, 'n mentor wees vir iemand anders wat met hierdie ding sit. Dis hoe die Here ook werk, nê? Nee? Amen. Goed, nou, ons draai nou ons aandag na Lukas hoofstuk 15, die gelykenis van die verlore seun. En die hele tema van vandag is om vir ons uit te wys dat selfsug en 'n verkeerde godsbegrip en 'n verkeerde gesindheid in die pad kan staan van my en jou lewe om compassion te betoon aan ander mense. Wanneer jy grootkop is en hoogmoedig is dit moeilik om te dien. Mense wat selfgesentreerd is ook mense wat sukkel om compassion te betoon aan ander mense. So, ons het nodig om ook te sit met die regte gesindheid en ons het nodig om aggressief eintlik hoogmoed en selfsug te elimineer in ons lewe. Regtig, dit is iets waaraan ons sterk aandag moet gee, almal van ons, die hele wêreld eintlik. Nee? Want dit bring saam met dit baie probleme. Veral verhoudingprobleme. En hoe ons relate met ander mense. Jy moet compassion hê vir jouself, dis baie belangrik. Jy moet dit ook vir jouself gun en vir jouself gee. En onthou, dit begin by die huis. Dit help veel, ons het baie compassion vir die man op straat, maar ons is kliphard en onrealisties en onbillik met die mense in ons huis. Kry eers die huis reg, voordat jy begin uitreik buite die huis. Amen. Nou ja, die gelykenis van die verlore seun, ek is seker julle ken die storie baie goed, dit is 'n volle 21 verse, wat ek nie gaan lees nie, dit gaan ons lekker lank vat, hulle sal dit so op die bord sit, soos wat ek aan gesels. Julle ken daardie gelykenis baie mooi, 'n man het 2 seuns gehad, die oudste en die jongste, en toe die jongste sy ouderdom bereik het, wat hy uit die huis uit kan beweeg, het hy na sy pa toe gegaan en vir sy pa gesê, ek wil asseblief die erfporsie wat my toekom, wil ek hê. Nou, voor pa doodgaan, ek wil dit nou hê, want ek gaan nie wag nie. Okay. Hy gebruik die woorde, wat my toekom, merk dit. Kom dit hom regtig toe? Dis die pa se sin. Eintlik as ons mooi daaraan dink, kan geen een van ons enige klein maak op enige erfporsie van ons familie nie. Want dit is nie ons goed nie. Dis die pa se. So, ons kan eintlik 'n nota langs daai toekom maak en skryf entitled. Hy was entitled. Hy was entitled en gesê, wel ek verdien eintlik hierdie storie, net omdat ek is wie ek is, want ek is jou seun, so jy moet dit vir my gee, ek is entitled. Okay. Hy vat dit toe, en ons ken die storie, hy gaan na 'n ver land, en hy leef dit daar uit. Hoe hy dit gedoen het, weet ons nie, maar die woordjie losbandig is daar,
So, ons weet wat met losbandigheid gepaard gaan, so dit moet vir jou definitief sê wat die tipe leefstyl was wat hierdie kind gehad het. Hy raak toe arm, nou moet hy gaan werk, en hy gaan werk op 'n plaas, waar daar onder andere varke is, en hy is gedurig deur in die varkhok, en daai land kry hongersnood. Die man word honger, en hy begeer na die peuls, en hy begeer na dit, en hy dink terug na sy pa se huis, en hy dink hoe die slawe hanteer word by sy pa se huis, en hy verlang terug na sy pa se huis. En hy maak plannetjies by mekaar, en hy sê, hy sal teruggaan na sy pa se huis toe, as hy maar net 'n slaaf daar kan wees. Hy sal okay wees om terug ontvang te word as 'n slaaf, en vir die res van sy lewe as 'n slaaf daar in sy pa se huis te werk, want ten minste gaan hy beter na gekyk word, as wat hy na gekyk word in hierdie vreemde land waar hy nou werk. En hy vat die reis terug na sy pa se huis toe. Sy pa moes waarskynlik 'n welaf man gewees het. As jy die storie verder lees oor die tipe party wat die pa toe nou gegooi het later, en die feit dat die pa die erfporsie kon gee, jy weet, dis nie soos ons wat lewensversekering het, wat eers uitbetaal nadat jy doodgaan nie. Hy het dit waarskynlik gereed gehad, en dit was daar, en hy kon dit afstaan aan sy kind. So ek dink hy moes 'n heel ryk man gewees het, en 'n statige man, 'n gesiene man in die samelewing. En hierdie man is by sy huis, en hy sien sy kind kom terug. Nou, die gebruik of die custom daardie dae was dat ouer mans, en veral statige mans, nie hardloop nie. Dit was 'n teken van oneer. Dit was taboe gewees vir 'n statige man of 'n ouer man om te hardloop. Jy verneder jouself as jy dit doen. En in hierdie gelykenis vertel die Here Jesus vir ons dat toe hierdie pa sy seun sien wat verlore was, wat besig is om terug te kom, het hy opgestaan, en hy het nie omgegee oor die customs nie, hy het nie omgegee oor die mensgemaakte reëls nie, hy het nie omgegee of hy homself gaan verneder of oneer nie, hy het opgestaan, en hy het na sy seun toe gehardloop. Hierdie oom het gehardloop na sy seun toe, en toe hy by sy seun kom, het hy sy seun omhels. Hy was bly, sy seun is terug. Hierdie entitled seun wat al sy geld gaan verkwansel het in 'n losbandige leefstyl. Hier is hierdie kind terug, vuil, vrot, stikkend gebrand deur die son, arm. Hy's terug by die huis, en hierdie man is so in ekstase, want sy kind is terug. Hy bewys vir hom compassion. Nou wonder ek of hierdie seun nie dalk gewag het vir die geleentheid om van sy pa te sê, hoorie pa, sorry, ek het al die geld gemors, ek kan nie eintlik meer pa se seun wees nie, kan ek maar asseblief as 'n slaaf hier kom werk? Daai geleentheid was nie gegee nie, die pa het onmiddellik die slawe laat roep, die diensknegte, en vir hulle gesê, bring die kleed. Hulle het hom 'n kleed aangetrek, en hy het vir hom 'n ring gegee, 'n teken van seunskap, waar hy vir hom sê, ek bevestig, jy's my seun, jy hoort hier, ja, jy het hierdie goed gedoen, ja, dit is nie great nie, ons het baie geld verloor, maar jy's terug, jy's myne, ek merk jou. Hy bewys aan hom compassion, al was hy entitled. Hoe amazing is dit nie? Daar staan die oudste seun, en hy bekyk hierdie storie, en hy sê, "Sjoe, pa, jy is nooit so bly oor my nie. Hier is ek werk hard, ek doen my ding, alles wat jy vra, voer ek vir jou uit, ek doen dit getrou,
Nou het ons hierdie opskop vir hierdie ou wat jou geld gemors het. Waar is my opskop? Waar is my party? Hoekom rejoice jy nie so in my nie? Ek's nog die heeltyd hier. Die pa bring die vetgemaakte kalf, daai special enetjie. En hulle slag hom en dit is 'n partytjie. As jy in vers 2, is dit vers 32. Maar jy kry die idee dat tydens die partytjie was hierdie man nie waar die geselligheid was nie. Hy was een kant. Hy wou nie deel wees nie, want hy was jaloers. Hy was nie gelukkig met wat hier aangaan nie. En sy pa loop na hom toe en het met hom 'n gesprek. Kom ons pos gou daar. Hier is iets in hierdie man se woorde wat ons ook moet merk. Die oudste seun. Hy sê, maar ek is nog die hele tyd hier. Ek werk hard. Ek doen my ding. Alles wat jy vir my vra, doen ek. Ek het nog geen een van jou gebooie oortree nie. Ek is die poster child. By daai versie kan ons skryf regverdiging of justification. Jy sien, waar die een kind gesê het, ek verdien hierdie special treatment, en daar was vir hom geen verantwoordelikheid nie, en hy wou net hê, was dit by die oudste seun 'n transaksie. Omdat ek hierdie en hierdie en hierdie doen, glo ek verdien hierdie en hierdie en hierdie. En die pa praat met hom, en die pa sê vir hom, my seun, alles wat ek het is klaar joune, en jy is altyd by my. Jy hoef nie te dink aan hierdie transaksie ding nie. Dis klaar joune. Ek gee dit vir jou. Dit wat myne is, behoort reeds aan jou. Kom ons gaan wees vrolik, want jou broer wat dood was, lewe. Jou broer wat weg was, is weer terug. Vergeet van hierdie jaloesie, vergeet van hierdie selfregverdiging, kom ons wees bly in hierdie broer van jou wat gered is. Amen. Hoe 'n mooi storie. En daar is soveel maniere natuurlik hoe 'n mens hom kan toepas, en as ons praat oor compassion, dan moet ons vir mekaar vandag sê, ja, hier's 3 karakters in hierdie storie. Die een karakter het gedink, was onder die indruk, hy verdien dit. Dit is syne, hy is entitled op hierdie compassion. Die ander een, die oudste seun het gedink, hy moet werk daarvoor. En hoe baie kruip daai ding nie ook in ons verhouding met die Here in nie. Ek moet werk vir die Here se genade. Ek moet werk vir sy blessings. Ek moet werk vir sy compassion. Ek moet hierdie performance opsit, dan gaan ek hierdie goed van die Here kry, en dan onwetend doen ons ook die teenoorgestelde, en ons sê, maar as ek dit nie doen nie, dan verdien ek nie God se compassion nie. En ek verdien nie sy liefde nie, en ek verdien nie sy genade nie. En dan raak ons nog harder en ons sê, okay, maar die ander wat so is, verdien dit ook nie. Nee? As ek nie goed genoeg is nie, en ek verdien dit nie, en ek kom iemand te wat swakker is as ek, mag hulle dit ook nie verdien nie. Jy raak hard. En dan gebeur iets soos wat hier gebeur het, en is eintlik soos 'n conundrum, want jy verstaan nie, hoe kan iemand wat slegter is as ek, meer genade kry as ek nie? Dit breek totaal en al die manier hoe jy dink. Hoe kan iemand wat nie so righteous is soos ek, en so geestelik mooi optree soos ek, hoekom kan hulle sulke groot genade en ontferming ontvang? Nee? Daai ding kruip partykeer in ons harte in. Nee, maar hulle verdien dit nie, want ek verdien dit nie. Klink bietjie narcissisties vir my. En wat leer die Vader daai mense? Stadig.
Jy het dit klaar. Kom ons wees bly oor die een wat compassion ontvang. Ek het al baie hier gesê, ons moenie jaloers raak op ander mense se blessings nie. Want ander mense se blessings lyk net ander as joune. Ons almal is geseënd, amen? Maar ons is verskillend geseënd. En ons moet okay wees daarmee. En ons moet bly wees as die ander een geseënd. Ons moet vrolik wees in dit. Want die Here het genade aan daai persoon bewys. Ons dien een en dieselfde God en ons weet God bewys ook genade aan ons. En hy sal ook vorentoe, want dit is wie hy is. Bring my by die derde karakter van hierdie storie. Dit is die Vader. Die Vader het 2 uiteenlopende seuns gehad. Maar aan albei van hulle het hy genade betoon. Aan albei van hulle het hy compassionate betoon. Hy was lief vir hulle. Hy het hulle met deernis hanteer. Die een wat met sy entitlement gesit het en baie geld gemors het. Die ander ene wat self-righteous was. Steeds het hy hulle lief gehad. Compassionate gewees. En hy het hulle geleer. Nou in hierdie storie, waar val jy? Met wie assosieer jy? Of hoe lyk jou lewe as jy moet kyk? Ons kan nie soos een van die 2 seuns wees nie. Dis nie waarheen ons moet streef nie. En ons moet versigtig wees dat ons nie met daai tipe mentaliteit sit nie. Met daai entitlement en daai verdienste en self-righteousness sit nie. Want dit kan ons baie lelik maak. Jealousy makes you nasty, nee. Ons moet versigtig wees vir daai dinge. Ons moet wees soos die Vader in hierdie verhaal. Ons moet bereid wees om mense met deernis te hanteer. Ons moet bereid wees om al vereis dit van ons om van ons troon af te klim, van ons status af te klim, om ander mense te bereik, dat ons dit sal doen. Dat ons okay sal wees daarmee om teen die orde van die dag te gaan, om mense te bereik vir die koninkryk van die Here. Hoor mooi wat ek sê. Waarvoor te bereik? Vir die koninkryk van die Here. Dit help veel jy maak 'n maag vol, maar daai maag gaan hel toe nie. Dan soos 'n humanitêre beweging. Dan gee ons kos. Daar's baie organisasies wat kos gee. Dit gaan daaroor dat ons compassionately met liefde en genade en goddelike karakter sal uitreik na mense met die doel om iets goddeliks in hulle lewe te deponeer. Amen. Want weet jy het dit as kind van die Here. Hy het dit vir jou gegee. Jy het die vermoë om dit te doen. Moenie dat selfsug in die pad staan nie. Moenie dat selfgesentreerdheid in die pad staan nie. Of self-justification, of jaloesie, of al daardie dinge in die pad staan vir jou om iets van die Here te deponeer in iemand anders se lewe nie. Daar moet 'n uitvloeisel wees, dit moet ons ook vir mekaar sê. Ons kan nie heeltyd net God se blessings en wonderlike dinge en insaag in ons lewe ontvang en net vol raak daarvan en niks daarvan deel met ander mense nie. As die Here iets goeds in jou lewe gedoen het, gaan deel dit met iemand. Gaan share dit. As die Here jou gehelp het om 'n moeilike les te leer, gaan help ander. Gaan doen dit. Pay it forward. Leef dit uit. Moenie soos 'n emmer wees wat net die water ontvang die heeltyd nie. Wees soos 'n hosepipe wat dit gelei na ander mense toe, sodat hulle ook kan daardie vars lewende water van die Here kan ervaar in hulle lewe. Dink aan die dooie see. Hy het 'n invloed, maar hy het nie 'n uitvloei nie. As gevolg van die invloed gaan die soutkonsentraat op, niks kan lewe daar binne nie. Hy's dood want hy kry die heeltyd, maar daar's nie 'n uitvloei nie. So as ons weens selfsug en hoogmoed gaan keer dat die goddelikheid wat ons beleef by ons stop,
oor 'n tydperk sal dit ons geestelik doodmaak. Gaan ons geestelik afgestomp maak en ons gaan eintlik nie iets kan beteken vir ander mense nie. So miskien sal dit goed wees as ek en jy in hierdie week wat kom tot die Here bid en vra, Here, wat is daar in my lewe wat keer dat ek met deernis uitreik na ander mense? Wat is daar in my lewe wat keer dat ek die goeie nuus van Jesus vertel aan ander mense? Wat staan in die pad? Here, dalk is daar mense in my lewe wat ek moet vergewe. Wat is dit wat daai ding nog laat vashou hier in my hart dat ek nie vergewe nie? Wat keer dit? Wat keer dat ek die nodige meegevoel betoon aan my familielede? Want ons weet dit. Baie van ons onderdruk dit partykeer, né? Ons weet ons moet goed doen, maar ons doen dit nie, ons onderdruk. Ons moet bid tot die Here. Hy's getrou, sy Gees sal ons lei. Wat keer? Wat is daar in my lewe wat ek nog moet uitsorteer om op 'n plek van nederigheid te kom en 'n plek van goddelike ontferming kan kom, sodat ek nie rondbeweeg en mense seermaak oral waar ek gaan nie, maar dat oral waar ek gaan, ek iets mooi van die Here kan los by mense. Ons moet daai gebede bid en ons moet moeite maak daarmee. Want glo dit of nie, so oud soos wat jy is, of so jonk soos wat jy is, die Here wil jou gebruik. Amen. Amen. Pastor Marius, jy moet nie nou loop nie. Jy moet nou kom afsluit. Ek weet ek het 'n bietjie langer gepreek, sorry. Wil jy nie vir ons kom bid nie asseblief? Ons sluit nou hier af. Dis my boodskap vir julle vandag. Pastor Marius het nou vir my gesê, dis tyd om klaar te kry. Nee, ek grap maar. Dankie dat jy hier by ons kom kuier vandag. Ons waardeer. Sluit vir ons asseblief af. Dankie, pastoor. Net in al die fans het my nou so uit my sonde uitgeroep. Ek het al vir 'n vergadering by Noordkampus, maar dankie. Die diens is 'n bietjie langer as gewoonlik, maar is lekker. Dis lekker. Dis lekker. Kom ons sluit die oor dan bid ons saam. Here, U is 'n goeie God. En as jy na ons kyk, dan is dit uit liefde uit. Dis uit omgee uit. Dis uit deernis uit. Dis uit barmhartigheid uit. Here, dankie dat ons U vanmôre kan ken en kan weet, Here, dit is wie U is. Dis U karakter. En ons begeerte is, Here, dat dit ook in deur ons lewens sal uitvloei na 'n wêreld wat so stikkend en so gebroken is. En Here, dankie dat ons daai liefde kan gaan versprei. Dankie dat ons daai compassion kan gaan uitleef en sodoende mense se lewens aanraak. En dit is hoekom U ons geroep het. U het ons geroep om verskil te maak. U het ons geroep om mense raak te sien met dieselfde oë as wat U na mense gekyk het. En Here, ook dat ons na mense sal luister soos wat U na mense geluister het. En dankie dat ons die voorreg het om U te kan ken en te kan weet dat U vir ons lief en omgee en ons wil U eer daarvoor. Dankie vir elke persoon wat hier is. Here, mag hulle U goedheid en die guns en die seën beleef. Mag hulle U goedheid ervaar en weet, Here, soos Justin vroeër gebid het, dat U hulle raak sien. En so wil ons vir U dankie sê in Jesus naam. Amen.